Vandag is Hemelvaart. En miskien was dit ook jou ervaring die afgelope paar jaar, dat Hemelvaart so bietjie verdwyn het tussen ons volprogramme en ons besige dagboeke. En daarom hoop ek dat ons ervaring daarvan in 2020 tog anders sal wees. En dat ons op 'n nuwe manier daaroor sal dink wat dit beteken om gelowig te wees in hierdie tyd waarin ons lewe. Kom ons word vir 'n paar oomblikke stil en dan bid ons saam. Here, U is die lig wat deur die donker skyn. U is die een wat vir ons hoop gee en wat vir ons moed gee om mens te wees. Ons is dankbaar dat ons lewe geanker kan wees in U en dat ons ook vandag 'n kans het om saam met U Gees en saam met soveel gelowiges oor die wêreld heen te dink en te bid en te bly hoop. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Om te lewe agter 'n masker voel vir baie mense asof jy nie kan asem kry nie, asof jy ingeperk is en asof jou eie bewegings aan bande gelê word. 'n Klomp kunstenaars het deur hulle kreatiwiteit vir ons 'n klomp beelde gegee reg oor die wêreld in straattonele waar hulle vir ons vertel hoe lyk dit in 'n gemaskerde wêreld. Kom kyk saam met my. Wie sou nou ooit kon dink dat dinge soos hand sanitizer, maskers en sosiale distansiering skielik deel sou word van ons leefwêreld. En daarmee saam ook 'n nuwe woord, asymptomaties, wat eenvoudig beteken dat iemand positief kan toets vir COVID-19, maar nie noodwendig enige simptome toon van die siekte nie. Klomp nuwe dinge wat vra dat ons ook op nuwe maniere moet dink oor die realiteit waarin ons leef. Julle het seker al gehoor van die Chinese letter wat krisis spel met 2 streepies waar die een staan vir gevaar en die ander een vir geleentheid. En miskien is dit ook 'n bril waardeur ons na hierdie pandemie kan kyk. Dat dit aan die een kant vir ons die gevaar kan wees, die verlies, die dinge wat nie meer dieselfde is nie, of dat dit moontlik vir ons kan herinner aan die geleentheid en die uitdaging waarmee ons lewe. En dit het my nogal laat dink aan Hemelvaart, want op 'n vreemde manier het die disippels hulle op 'n plek bevind waar die situasie ook of na die een kant toe of na die ander kant toe kon gaan, en hulle het voor 'n geweldige uitdaging te staan gekom oor hoe die lewe sou lyk sonder Jesus. Daar's 'n paar plekke in die Bybel wat ons die verhaal lees, verskillende weergawe, en ek wil jou nooi om vandag saam met my na Handelinge 1 te gaan kyk van vers 6 af.
Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog so stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkeer soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Hemelvaart, gevaar of 'n geleentheid? Sou dit vir die disippels die einde van die pad wees sonder Jesus? Of sou dit vir hulle die begin wees van iets anders? Deur die keuses wat hulle sou maak in hierdie tyd, het hulle geskryf aan die verhaal, die toekoms van die kerk. En die verrassende is, dat dit nie vir hulle gevoel het asof Jesus weg is nie, maar net asof hy op 'n nuwe manier teenwoordig is in hulle lewe. Want vir hulle was sy lewe en sy menswees en die manier hoe hy liefgehad het en hoe hy opgestaan het vir geregtigheid en hoe hy God se genade gebring het na die wêreld toe, was so eg dat dit hulle bly inspireer het en dat hulle gesê het, ons kies om op hierdie manier voor te leef. Ons wil lief hê soos wat hy lief gehad het en ons wil lewe soos wat hy gelewe het. En miskien kan mens sê dat dit so verdieping in hulle lewe gebring het. Veral toe Jesus nie meer fisies by hulle was. En miskien is dit die uitdaging vir ons wat na die hemelvaart lewe, om ook te ontdek, God is nie weg nie. Jesus is miskien nie hier deur sy fisiese liggaam nie, maar Jesus is steeds teenwoordig in ons wêreld deur die liggaam van Christus, sy liggaam wat die kerk is, waarvan ons almal deel is. En daarom kan ons as gelowiges nie kies om asymptomaties te leef nie. Ons kan nie sê dat ons glo, maar mense kan dit nie sien wanneer hulle na ons lewe kyk nie. Die eerste gelowiges het hierdie boodskap baie goed verstaan en hulle het dit uitgeleef. Een van die dinge wat soveel mense stom slaan wat in die geskiedenis kyk, is die verrassende manier hoe die kerk in die eerste 350 jaar na Christus bly groei het. In Handelinge 2 is daar ongeveer 7000 vervolgde gelowiges. Die kerk groei oor die volgende 300 jaar met omtrent 40% per dekade. Dit beteken aan die einde van hierdie tydperk, uit 'n totaal van omtrent 56 miljoen mense was 33 miljoen mense Christene. 7000, 33 miljoen. En wat dit nog meer merkwaardig maak, was dat hierdie mense in hierdie tyd deur 2 groot pandemies geleef het. Die eerste een vind plaas in 156 tot 180 na Christus in die Romeinse Ryk, en in daai tyd is daar omtrent 1/3 van die mense wat doodgaan. 100 jaar later is daar weer 'n pandemie, en baie mense reken dat hy op sy hoogtepunt was, het omtrent 5000 mense per dag in Rome alleen gesterf. 'n Sosioloog, historikus met die naam Rodney Stark skryf hieroor in die boek The Rise of Christianity. Hy sê daar's verskeie redes hoekom die Christendom so merkwaardig gegroei het, maar een daarvan was dat hierdie mense gekies het om hulle eie mense te versorg en om ander mense te versorg in die tyd van hierdie pandemies. Terwyl die plaag geheers het,
het die meeste mense en ook van die dokters uit die stede uitgevlug en die siekes agtergelaat. En dan het die Christene in die stede inbeweeg en hulle die siek mense uit hulle eie geleedere, uit hulle eie groep versorg, maar hulle het ook gekies om na ander mense wat nie deel van hulle groep was nie, om te sien. En daarom het daar na elke pandemie 'n klomp mense hulle self by die totale bevolking van die Christene gevoeg en hierdie gemeentes aanhou groei. Hulle geloof was nie woorde nie. Hulle geloof het sigbaar geword in die liefde, in die onbeskryflike moed en in die sorg waarmee hulle na die wêreld toe gekom het. Nou ons kan nie vandag net eenvoudig 'n direkte lyn trek na ons leefwêreld in 2020 nie. Ons weet baie meer van virusse, ons weet meer van hulle verspreiding, ons pas sosiale distansiering toe, maar die beginsel van sorg en van liefde en van moed bly dieselfde. En as ons dit kan regkry om in hierdie pandemie te sorg en met liefde 'n verskil te maak, kan dit 'n nuwe hoofstuk word in die verhaal van die kerk. En dan kan dit 'n verhaal word waar mense weer kan begin droom en hoop oor wie die kerk is en waarvoor die kerk is, eerder as om die heeltyd te herinner waarteen die kerk is en wat die kerk nie doen nie. En dis die ding, ons bly die kerk. Al kom ons nie meer by mekaar nie. Ons moes groot aanpassings maak in hierdie tyd en ons bly aanpas. Ons aanbid anders. Ons hou anders eredienste. Ons beleef die gemeenskap van gelowiges anders. Ons probeer om opnuut 'n verskil in die wêreld te maak. Alles in die kerk lyk anders, maar die kern is dieselfde. En dit is om hoop te bring in 'n wêreld vol nood. Dis die raakpunt. Dis die raakpunt tussen ons, tussen mense wat voor ons deur pandemies geleef het en tussen die heel eerste volgelinge van Jesus. Om steeds met die visie te lewe om God se liefde sigbaar te maak in die wêreld. Dit het nie verander nie. Die manier hoe ons dit doen is aangepas en dit pas elke dag aan. Maar die visie om hierdie liefde sigbaar te maak, bly dieselfde. So, miskien kan ons maskers ons help en kan dit dalk vir jou 'n ritueel word wanneer jy hom aansit. Om aan te sit en dan daaraan te dink, ek lewe nie vir myself nie. Ek gee om vir ander en ek is nie alleen nie. Saam sal ons in 'n wêreldwye poging probeer om ander kant uit te kom. En saam met God is dit moontlik. 'n Gevaar of 'n geleentheid. Dit sou 'n gevaar wees as ons as gelowiges kies om asymptomaties te leef, om nie die liefde van Jesus sigbaar te maak in hierdie tyd nie. Ek hoop dat wanneer die geskiedenis van hierdie pandemie eendag opgeskryf word, dat daar 'n verhaal sal ontvou van die kerk wat wêreldwyd as die liggaam van Christus opgestaan het. Die kerk wat saamgekom het om met liefde en met sorg en met moed te lewe. En die kerk wat dit kon regkry in 'n tyd soos hierdie, om die wêreld te herinner, God is nie weg nie. God is hier. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons 'n geleentheid het om as die liggaam van Jesus 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Dankie dat ons u hande en voete kan wees, dat ons oë kan wees en ore, dat ons die nood kan raak sien en kan hoor, en dat ons ook 'n verskil kan maak deur ons dade van liefde en van diensbaarheid. Help ons deur u Gees wat by ons is om nie moedeloos te raak nie,
maar om te weet dat ons behoort aan die God wat die wêreld ook in sy hande hou en dat ons geanker is in hierdie liefde. Ons bid dit in die naam van Jesus wat ons Here is. Amen. Daar is 'n klomp plekke waar ons op hierdie oomblik betrokke is en ek wil dit net graag vir 'n wyle onder jou aandag bring. In Pretoria is daar 28 skuilings wat deur PEN versorg word. Ons is by een van hierdie skuilings betrokke en gee etes aan 18 hawelose persone. Maar PEN het vir ons gevra of daar nie mense is wat dalk seuns en mans klere het tussen die groottes van 28 en 34 nie. Warm baadjies, truie, hemde, langbroeke, skoene en veral ook komberse. As jy graag 'n bydrae wil maak of as jy klere het, dan kan jy dit na die Ooskerk toe bring, Kerk oorkant Loftus, Laanse Afrikaans Hoër Meisieskool, oorkant Afrikaans Hoër Seunskool, en dit kan daagliks by die kerk afgelaai word tussen 8uur en 4uur. En hierdie projek is aan die hardloop tot einde Mei. Dan is daar ook 'n projek in Junie wat ons wil afskop met Pinocchio Kleuterskool wat ook in hierdie tyd toegesluit is en daar is 14 gesinne wat geweldig behoefte het aan kos. So ons gaan sop kook en dit vries en dan ook hierdie etes aan hulle versprei van Junie af. So as jy so lank wil begin om heerlike sop bymekaar te maak, ons sal vir jou op hoogte hou van al die detail. Mag die Here vir jou seën met oë wat raak sien, met ore wat hoor, met 'n oop hart en 'n oop hand om regtig 'n verskil te maak in sy wêreld.